Goeienaand, ons soos 'n bietjie musiek voor ons begin. En lekker om vanaand saam met elkeen van julle te kuier op Facebook en so ook op TikTok. Mag jy een besonderse aand saam met my geniet in die teenwoordigheid van die Here. Wat 'n voorreg dat ons so saam kan kuier. Hi Bianca, hi Linda. Ja, lekker om saam met julle te kuier, Gerard. Ja, dis 'n mooi sang. Lekker warm hier in Marlof Park vanaand. Baie welkom. Lekker om so saam met julle vanaand bietjie in die teenwoordigheid van die Here te kan kuier. Dit is lekker op 'n Dinsdag. Hi Pieter, Denise, hi Snyman, Yvonne, hallo, al julle TikTokkers. Lekker om saam met julle te kuier op Facebook en op YouTube. Sien ons is amper gaan ons begin. Ivan, lekker om saam met jou te kuier, sien uit om jou Saterdag te ontmoet. Hi Margaret, Carol. Yes, lekker om saam met julle te kuier. Elisma, Elmarie, goeienaand. Halleluja. Daar sê, dit is nou, ja, die houtjies, hierdie dierhout brand nog. Dat is die laastes van hierdie hout. Ek het gesien, Sparsin is daarom so R10 goedkoper. Nou ja, ek bedien Sondagoggend 9:00 by die Volle Evangelie Kerk in Walhalla. En dan volgende Sondag in Potgietersrus. Ek is Saterdag, dink ek, in Ellisras en Sondag is ek in Potgietersrus by die Volle Evangelie Kerk by pastoor Louis Lourens en hy Wona volgende Sondag. En die eerskomende Sondag is ek ook in Walhalla. Ek sien baie uit om lekker daar te gaan kuier en nou is ek hierso in die Wildtuin en in Marlof Park en ja, dis baie lekker om vanaand saam met jou te kuier en vanaand wil ek dankie sê Here vir u genade, ek wil dankie sê vir u guns en die voorreg wat ons het om kinders van God te kan wees. Dankie vir elke man en vrou, elke paartjie wat ingeskakel is, elke gesin. Here seën hom en haar en seën ook so die begeertes van hulle harte wat hulle het. Bid ek dat u dit sal aanraak en dat u sal voorsien ook so in hulle behoeftes. Ons wil vanaand u besing. Ons wil u groot maak. Ons wil sê daar is niemand soos u nie. Niemand wat vergelyk en opgemeet kan word aan u nie. Here, groot is u. U is hoog en verhewe, u stroomvul die tempel. En vanaand is ons harte opgewonde oor u koms, maar ons is ook opgewonde vir 'n arbeidsveld wat so ryp is en dat ons daaruit soveel vir u kan doen. Seën hierdie man en vrou vanaand, mag hierdie woord ook so besonder kragtig
ook hom en haar aanraak, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Oom Abred, dis lekker om saam met jou te kuier, en Cherise, en Bloubil Malan, lekker om julle almal te sien, ou gesigte, of ou naampies wat altyd hier is, Sunny en Sina, Ursula, lekker om so saam met julle almal te kuier. Ek was net nou in Komati Poort, was dit nou vir jou lekker warm geweest, ons het daar by die golfbaan gou gaan eet, en daar by die Krokodilrivier, maar toe staan hy trokke daarbo, by die tolhek, het lyk soms soos dit staan vir kilometers, jy weet wat ingaan na die hawes toe, maar ai, is nogal eintlik hartseer om te dink hoe ons regering al ons minerale uit die land uitvat, en dan moet ons dit weer ten duurste terugkoop. Maak nie sin nie, maar ons kan maar net bid dat, jy weet, in die volgende seisoen, dat die regte party ook so gekies word, en dat dinge sal verander. Maar ons kan ook verstaan, dat hierdie goeie so gebeur, omdat die koms van die Here naby is, en as jy Matteus 24 gaan lees, en baie gedeeltes in die woord, dan sal jy sien hoe leiers korrup is, jy sal sien aardbewings, jy sal sien gerugte van oorlog, jy sal haal sien, baie reën, en die Bybel sê as al hierdie goed gebeur, moet jy weet my koms is naby, en ek is opgewonde om, jy weet, daar's nie 'n dag nie, wat ons sal weet wanneer dit sal wees nie, maar ek en jy moet elke dag so lewe, dat ons ook gereed sal wees, as daar 'n klop aan ons lewensdeur is, dat ons saak met God reg is, en dat ons met God sal ontmoet. Ek glo ook op Facebook, dat die klank reg is, ek dink dit is, ek hoop is reg op Facebook, ek sien nie iemand kla nie, hier by ons is dit, ek hier die wifi is mooi aan, en alles is reg hierso, alles is in plek, ek het net nou uit die watertjies uitgeklim, toe was dit 35 grade, jy weet, hier net voor 7, net na 7, het is dit nog boven 35, nou ja, dit is mos maar hierdie deel van die wêreld so, vlakvarkies net nou hier kom, lekker eet, of kom vreet, feitelik amper uit die ou se hand uit, en dan word jy so bewus van die natuur, en word jy so bewus van God, se hand in alles. Nou vanaand wil ek jou uitnooi om maar net te luister. Is een van daai ander tipe boodskappe. Ek bring elke aand 'n boodskap, maar hier is een van daai boodskappe terwyl ek vanoggend vroeg hier in Marlow Park by vanmiddag toe sien by die printing shop. Dit is besig om die boodskap uitprint en ek sit hierso en ek vanoggend dankie julle, die klank is reg sê ja en almal sê dis 100% dankie Tannie Petra. En ek terwyl ek voorberei toe lees ek deur die boodskap en ek sê vir myself wat het jy hier om te sê uit hierdie boodskap uit? En tyd die bestuur van jou aardse lewe. Ek en jy het dink ons het baie tyd en ons dink ons het baie om nog te doen en dan is daar 'n klop aan ons deur en ewe skielik jy weet is die tydelike verwissel met 'n ewigheid en die vraag wat by my opkom is baie van ons mans en vrouens gereed om die tydelike te verwissel is mans en is vrouens se lewens so reg dat as die dood aan sy deur kom klop dat hy gereed is en vrede het om met sy hemelse Vader te ontmoet en jy weet dan besef ek net dat daar's soveel wat nog nie reg is nie. En vanaand gaan ek 'n paar goed noem en ek dink as jy pen en papier het en as jy nog nie op ons groepe is nie, hoor baie mooi. My nommer verskyn en ek sien Elmarie is hier op TikTok en is lekker om vir Elmarie te sien. Elmarie sal my nommer daar opsit en ek weet Karen en Renier hulle sit my nommer op Facebook. Maar as jy nog nie op ons groepe is nie, elke oggend plaas ek 'n dagstukkie en in die aande se boodskap soos vanaand gaan ek hierna ook in 'n PDF formaat daar plaas. En vir my is dit belangrik dat mense die boodskap hoor en ook vir my belangrik dat jy dit gaan lees en vir ons aanlyn kerk
is dit so lekker dat jy kry elke dag, elke oggend as jy opstaan of elke aand as die boodskap klaar is, het jy 'n preek in jou hand, het jy 'n handleidingkie wat jy kan rondom die tema kan gaan deurlees en oor gaan bid en in jou eie lewe gaan kyk en saak ook gaan regmaak in daai opsig rondom die tema. Want toe jy 'n kind was en iemand sê vir jou, onthou, tyd gaan met ouderdom al hoe vinniger verby en daarom moet jy mooi besluit wat jy met jou tyd doen. En dit natuurlik toe jy jonk was nie baie sin gemaak nie. Kersvader het mos net een keer 'n jaar kom kuier en jy moes lank wag vir hom. Ek kan dit onthou as 'n jong seun. Jy het dit gevoel soos 'n ewigheid wanneer Kersvader kom kuier. Vandag, jy weet, is dit 'n ander storie. Jy weet, Kersvader het skaars gekom en gegaan en dan is hy alweer hier. En dit voel of hy nooit weg is nie. Ek onthou, ek het 1 jaar, ek kan nie eens onthou vir wie Kersvader gespeel nie. Ag, gaan ek oor die dak loop, toe trap ek op die gate, toe val ek met die geskenke, toe val ek die helfte van arme kindertjies se geskenke plat. Van toe af wou ek nie meer Kersvader wees nie. Maar nou ja, dit is hoe dit gebeur, hoe ouer jy word, hoe vinniger hardloop tyd, en tyd is nie 'n maatjie nie. En ek het gaan sit en dink in my eie lewe, ja, hier begin hierdie natuur saampraat. Tyd is. En die Woordeboek sê dat tyd naas hoogte, breedte en lengte eintlik as 'n 4de dimensie gesien kan word. En tyd is iets wat die moderne mens as gevolg van sy besige lewe soms nooit genoeg van het nie. En jy wat nou luister, sê vir my, Stef, ek het net eenvoudig net nie genoeg tyd nie, en dit voel vir my of tyd net nie, jy weet, dat ek genoeg het nie, want tyd is een ding wat ons almal in 'n gelyke hoeveelheid gekry het. Elkeen van ons kry genoeg tyd. En dit maak nie saak of jy ryk of arm is nie. Die CEO van die maatskappy, of die skoonmaker, of die tuinier, elke dag ontvang elkeen van ons wat vanaand luister, 24 uur gratis en verniet. Gratis en verniet. En hierdie ure kan jy opgaar, en kan jy spaar, en kan jy bank of bære om later te gebruik nie. Jy kan nie sê, ek gaan 6 ure vat en ek gaan dit bank en ek gaan later dit vat en gebruik wanneer ek oud is nie. Nou hoor wat ek vir jou sê. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie ure kan jy nie opgaar nie, jy kan dit nie spaar nie, jy kan dit nie bære vir later nie. Jy het net 2 keuses, en jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou nou sê. Of jy kan jou 24 uur wat jy het per dag oordeelkundig gebruik, of jy kan dit verkoos. Nou ek moet bieg en ek moet rappella vanaand. Hierdie laaste week het ek laat geslaap. Kyk, maar dit was nou lekker gewees. Ek het nog 'n beradingssessie vanoggend gehad van 1 uur en 'n half, en maar ek moet vir jou sê, ek sukkel op die vakansie om 'n bietjie vroeg op te staan. Maar jy kan nie die tyd terugkry nie. Tyd is nie. En ek wil jy moet nou hoor, ek het vir jou gesê wat tyd is, en jy kan dit oordeelkundig gebruik in jou lewe, of jy kan dit verkoos, want tyd is nie iets wat geskep kan word nie. Die enigste manier om meer tyd te hê, is om die tyd wat elke dag vir jou en vir my gegee word, reg te bestuur en op die regte manier te gebruik. Ek sien dit in die praktyk waar ek is as CEO van by die Bybelgenootskap, dat ons word gemonitor en ons word na gekyk en ons moet verslae indien en
en ons moet ons kom voor rade en hoeveel besigheidsmanne het jy gesien, hoeveel kerke het jy besoek en jou dag, hoe het jy jou dag opgedeel en Stef, wat is jou beplanning vir die volgende 6 maande? Jim Roth het gesê en dit is vir my so mooi en ek dink hieraan al vir jare of ek hou dit naby my hart al vir baie lank. Tyd is meer waardevol as geld. Jy kan altyd meer geld kry, maar jy kan nie meer tyd kry nie. En dit is die realiteit. Jy kan nie meer tyd kry nie. Jy het net die tyd wat jy het. Ek dink aan, jy weet, 1997 het 'n jong meisiekind in my kantoor gesit en sy het by my kom sit en sy het met my kom praat oor haar suster wat dood is in 'n karongeluk in Natal. En sy het vir my gesê, ek het gedink ek en my suster gaan nog baie tyd hê. Haar pa's dood gery omtrent 6 maande voor dit. 'n Man het 'n epileptiese aanval agter 'n stuurwiel gekry. En toe ry hy haar ma en haar pa en haar boetie dood. Ek onthou dit nou. En sy het net haar suster oorgehad. Ek blokkie scammers. En toe sy sussie op vakansie en toe sy suster dood. Sjoe. Dit het my getref en vir baie lank en nou ewe skielik. Ek dink nou daaraan 1997 is 28 jaar terug. Sit ek in hy kantoor, ons reël haar sussie se begrafnis. En sy sê ek het niks tyd meer. Ek sien nie meer kans vir my lewe nie. Ek wil vir jou sê wat nou luister. Sê dankie vir die tyd wat jy nou het. Gebruik die tyd wat jy het reg. Ons is moeg gejaag. Ek sien hoeveel is moeg. My ma stuur 'n boodskap vir Karen en sy sê of vanmiddag, ek weet nie wanneer was dit vanmiddag of vir wie sy het gestuur. Sy sê ja, jou hare was nat gisteraand en jy het sakke onder die oog gehad. As jy so moeglik moet jy nie eens spreek nie. Ek maak so 'n kringetjie om die ek sê vir haar ma 20.000 het geluister. Ek was moeg geweest gisteraand, maar ek het daarom ek het gepraat. Nou ja, ons het tyd en ek wil sê Renier sê nou jammer hy kan nie en ek sien Karen skud 'n kakkoppie. As ons op 'n live sukkel ons om die scammers te blok. Renier is op my page, Karen is op my page, ek is self op die page. Hulle is soos altyd een voor. Ons kan na die tyd probeer ons soveel as moontlik gaan blok en delete. Maar as jy 'n scammer sien, gaan doen jy self die moeite en blok daai persoon, dat jy nie weer nodig het om daai persoon te sien nie. Maar ek dink na my ma sê van die moegheid, ek dink ek aan vanaand se preek en ek sit en ons eet prons en ek dink aan hoe moeg mense is in hierdie dag en uur. Ons is hier aan amper einde van 2025 en ek dink aan 'n mamma wat onlangs met trane wat baie vlak gelê het vertel hoe moeg sy gejaag is van punt A na punt B. Sy moet die kinders hier kry en sy moet nog by die dokters uitkom en sy moet dit gaan doen en sy kom net nie by alles nie en sy speel daagliks superwoman, sy is 'n survivor en sy hardloop daagliks van sy spoeggaai van tussen punt A na punt B en probeer haar bes om al die balle in die lug te hou. Maar nog steeds voel dit asof sy niks gedoen kry. Inteendeel, sy sê vir my, ek voel net al hoe meer onvervuld. Hulle sê my speaker raas baie. Ek weet nou nie is dit so nie. Ek kan nou nie
Tannie Heila sê my speaker raas baie. Ek is jammer as hy raas. Gelukkig is dit nie ek nie. Dink die bure dink ek raas. Maar in elk geval, ek luister na hierdie vrou en ek besef dit is onbevredigend. Want ons wil graag die hele pakket hê. Ons begeer 'n wonderlike huwelik. Ons begeer voorbeeldige kinders, stimulerende vriendskappe. Ons wil ons drome najag en ons wil nog steeds 'n verskil in die samelewing maak. Maar terselfdertyd word ons deur die warboel van onbelangrike en tydrowende dinge oorweldig. En ek dink ons almal kan met dit assosieer. Ek wil gou sê eers die belangrike dinge en hoor my baie mooi. Dankie Tannie Sansie. Die vraag is eers die belangrike dinge. Die vraag is, en ek wil jy moet my mooi hoor wat ek vir jou sê. Hoe kan ons ophou jaag en ons tyd beter bestuur? Die antwoord lê dalk vasgevang in die professor wat 'n klomp studente toegespreek het. En hy het 'n wye bekpot geneem en 10 groterige klippe daarin gepak. En toe daar nie nog een kan ingaan nie, was hierdie hele klas eens dat die pot vol is. En hierna het hy egter nog 'n emmertjie vol los grys gevat, 'n emmertjie sand en later ook 'n beker water in daai selfde gegooi. Totdat daai beker tot heel bo vol was. Ai Adri. En toe hy hierdie klas vra, en ek wil jy nou baie mooi hoor, wat is die punt van hierdie illustrasie? Antwoord, sorry as ek so rondkyk, ek sien net ewe skielik hier stap 'n bokkie verby my en Karik. En hy staan nou hier en kyk vir my met sulke ore. Soos ek voel, sal ek tot hierdie ou bokkie na die Here Jesus toe wil lei. Hy's 'n doopbad ook, ek sal vir hom doop ook somme. En dan kan ons van hom biltong maak. Dis maar net 'n grap. Wat is die punt van hierdie illustrasie, sê hy toe? Antwoord hierdie studente dat dit illustreer dat 'n mens, al is jou werkskedule hoe vol, altyd nog iets kan bydoen. En hierdie professor, hierdie dosent lag toe verskriklik, want hy sê, jy weet, die groot klippe simboliseer die belangrike dinge in die lewe, jou geliefdes, jou vriende, jou drome, jou gesondheid, jou geloof, tyd vir jouself. So ons sou nou al hierdie groot klippe kon inkry as ons eers die grys en die sand en die water ingegooi het nie. Ons sou dit nooit ingekry het nie. Onthou dit vir die res van jou lewe. As jy nie eerste aan die belangrikste dinge in jou lewe aandag gee nie, sal jy nooit daarby uitkom nie. Jou lewe, Boeta, sy sal luister baie mooi. Jou lewe sal gevul bly met onbelangrike details dan.
dan wil ek by jou kom stil staan. Haai Anneke, ek sien my niggie is op TikTok. Ek het altyd op Facebook gesien, nou is op TikTok. Ek kuier saam met haar, ek dink die eerste week in Desember. By my sissies niggie se 60ste. Ons word oud. Jou prioriteite moet reg wees. En nou sien ek dat soveel van ons is moeg, ons is oorlaai, en dan wat gebeur is, ons raak nikkerig, ons raak frustreerd, en partykeer borrel ons oor, en ons doen, en ons sê dinge wat kon gebly het. En dan brand baie uit ook. En ek sien gelowiges in kerke reg oor hierdie land waar ek bedien, wat uitgebrand is. Ek sien hulle is moeg. Ek sien dat hy of sy is so platgeslaan deur omstandighede, dat hy nie eens meer kan hoor wat God vir hom wil sê nie. 'n Vrou met die naam van Liesel Malan was 'n senior bestuurder by 'n vooraanstaande inligtingstegnologiese maatskappy en 'n getroude ma met 2 kinders. Maar het uit haar pos uit bedank en haar voltydse posisie as 'n CEO van haar huishouding aanvaar. Om te sê ek los daai maatskappy, ek los daai groep en ek word 'n voltydse ma. En sy verduidelik, en dit is my so mooi dat prioriteite is sinoniem met tyd. En ek wil hê nou in jou eie lewe moet jy hoor wat ek nou sê. Sy sê, en toe ek dit hoor, toe skryf ek dit neer. Prioriteite is sinoniem met tyd, aandag en geldbesteding. My prioriteite sal ek in hierdie volgorde plaas. Geloof, my huwelik, my ouerskap, my vriendskap, my werk, my stokperdjies en dan ook die besteding van my eie vrye tyd. Bestuur te vergemaklik. Ek luister na. Liesel het geleer. Niks is ooit onmoontlik nie en niks kan nie op een of op 'n ander manier hanteer word nie. Sy kry selfs tyd om in die middel van die winter vir 'n uur elke dag, sê sy, nog op 'n tredmill te kan hardloop. Ek lees die stuk en ek dink aan tyd. En God vra ook van jou en my om ons tyd reg te gebruik. En jy kyk terug en vra jouself af, hoe het hierdie jaar verloop tot sover? As ons praat van tyd. Hoeveel tyd het jy spandeer aan God? Hoeveel tyd het jy spandeer aan jou gesin? Hoeveel tyd het jy gespandeer aan worries? Ek wil 'n paar goed sê rondom eerste dinge eerste. Wat is die belangrikste dinge in jou lewe? En maak seker jy ondersoek al hierdie 4 areas van jou lewe. As jy op my groep is, dan gaan jy die boodskap kry en dan is dit maklik om deur te gaan. As jy nie op die groep is nie, dan moet jy dit maar net gaan neerskryf. Wat is die belangrikste ding in jou lewe? En maak seker, jy gaan na vanaand, as vrou, as mamma, as pa, en jy moet nou na jouself begin kyk. Niemand gaan na jou kyk nie, jy moet na jouself kyk.
En kyk na hierdie areas, jou siel, jou geestelike lewe en hierdie verhouding met jouself. En as ek dit sê vanaand, dan is dit vir my hartseer, dat mense hulle self afskeep, dat jy langs die pad dat jy na jouself kyk. Ek het vir baie jare as predikant, toe ek in die voltydse bediening was, dankie Elmarie dat jy my nommer opsit. Ek het baie keer vir my musikante gesê, ek sien julle hierso op donderdag aande by die kerk, ek sien julle Sondag in die kerk, dan sien ek julle Sondagoggende en Sondagaande in die kerk, en dan woon julle nog in die weeksaktiwiteite by. En een aand toe ek die kerk sluit, toe staan die musikante by my. En ek draai so om en ek sê vir hulle, nou as julle elke aand by die kerk is, waar's julle mans en waar's julle vrouens? Nee, die pas die kinders op en die en net daar besef ek, en ek het 'n instelling gemaak, ek het net op 'n sekere tyd die musikante afgegee en gesê, jy kom nie kerk toe nie, ek soek jou nie by hierdie woordsessie vir hierdie kwartaal nie, ek soek jou hierdie woordsessies saam met jou man op 'n date aand, ek soek julle by julle huise, maak tyd vir mekaar. Jou siel, jou geestelike lewe en jou verhouding met jouself is so belangrik. As ek praat van tyd en ek praat van areas wat jy moet ondersoek. Jou siel, tweedens jou hart. Boeta, sis, al luister wat ek vanaand vir jou sê. Dit is jou verhouding met jou man en met jou vrou en met jou kinders, met jou vriende, met jou vriendinne en met jou kollegas. Derdens, jou verstand. Dit wat jou verstand stimuleer. Byvoorbeeld jou werk, jou stokperdjies, die boeke wat jy lees. Vierdens, jou liggaam. Persoonlike versorging. Oefening en 'n gesonde eetprogram. Karen, ek dink ons het 'n dieet nodig na hierdie lang vakansie. Jy moet na jouself kyk. Ons het dit almal nodig. Dit is ook nodig dat jy prioriteite maak in jou lewe. Ek sien nou hierso Marlene sê bewaak jou hart. Jeug, Marlene, ek het dit vandag seker 10 keer gesê. Vir iemand en ek kan nie dit meer oor beklemtoon. Botasissa, prioritiseer die dinge in jou lewe van 1 tot 10. Ek het 4 jaar van my lewe opgemors. En daar's goeie goed ook intussen. Maar ek het 4 jaar my prioriteit agterste voorgehad. Doen dit deur 'n lysie te maak waar 1 baie belangrik en 10 nie so belangrik is. Dit is so nodig. Hoe sal jou lewe verander en verryk word met beter tydsbestuur? Kry 'n duideliker prentjie van die groter en die lekkerder visie vir jou lewe. Ek wil vir jou sê, God het vir jou meer instoor as wat jy tans beleef en ervaar. Ek is al reeds besig om Augustus 2026 is my hele Augustus vol bespreek. En ek het gaan sit en ek moes my dagboek so merk, is vol. April, is ek op daar's 'n retreat in Zanzibar vir marriage. Ek het April, ek het Augustus en ek het September Israel en Egipte en ek het hierdie gemeente en daai gemeente. Dit is nodig in jou lewe.
Ek het vanoggend vir iemand gesê, en ek wil vir jou dit ook sê, God kan alleenlik iets doen en werk met 'n persoon wat in beweging is. As jy net sit en wag alles moet uit die hemel uitval, it's not going to happen. Jy moet opstaan, jy moet uit die boot uit klim, jy moet op die water begin loop, jy moet God begin vertrou. Kry 'n duidelike prentjie van hierdie groter en lekkerder visie vir jou lewe. Hou op jouself jammer kry. Hoekom sê ek dit? Dit klink so of ek op iemand se tone trap. Nee, ek sê vanaand vir jou wat in my lewe gebeur het. Jy kan nie net stagneer nie. Jy moet aanbeweeg. Beplan jou dagboek vooruit en kyk na jou maand, jou week en jou dag. Sien wat voor jou is en hoe gaan jy jou tyd en jou aandag verdeel tussen die belangrikste dinge in jou lewe, die belangrikste dinge in jou lewe. En as ek dit vanaand vir jou sê, hoop ek en ek glo en vertrou dat God is die begin en die einde van alles. Ek glo en vertrou dat dit so gaan wees in jou lewe. Nog 'n ding wat ek sien en ervaar en hoor wat ek vanaand vir jou sê, identifiseer die onbelangrike detail wat jou tyd mors en energie steel. Ek weet nou nie wat is vanaand fout met my speaker nie, ek het hom die hele dag op charts gehad, maar ek sal dit uitsorteer. Daar's mense, en jy moet nou hoor wat ek vanaand vir jou sê. Daar's mense wat jou tyd wil steel. Daar's mense wat wil kom roof van jou. Jy moet identifiseer, en ek het dit al vir soveel mense gesê, en moet my nie verkeerd verstaan nie. As mense naby aan jou wat baie keer net die mooi vir jou wil hê, maar dit is nie noodwendig dat hulle reg is nie. Hulle bedoel dinge mooi, maar hulle is nie noodwendig reg nie. En partykeer is dit tyd dat jy by 'n plek kom. En dalk praat die Here nou met jou, ook vanaand. Om te sê dat jy het nodig om sekere mans en sekere pelle uit jou lewe uit te kat. Want partykeer is dit te maklik om met daai mans te kuier op plekke. En te vergeet jou prioriteite ook by jou huis. En partykeer is daar mense in jou lewe wat net die energie van jou wil trek. En hoe kan jy jou take delegeer? En hoe kan jy sisteme in plek stel om jou tyd te spaar? Dis al hierdie goedjies wat ek vanaand vir jou sê, en jy sê vir my, maar ek's 'n pensionaris. Juis. God wil jy nog steeds gebruik as 'n pensionaris. Ja, maar ek is 'n besigheidsman en ek hardloop van punt A na punt B soos 'n afkophoender. Juis, God wil jy nog steeds gebruik. God wil hê ek en jy moet effektief begin raak. Ons as mans en vrouens moet effektief raak op die markplein. En ek hoop vanaand jy hoor wat die Here vir jou sê. Jy moet op 'n plek kan kom en jy moet ook kan sê, wat moet ek laat gaan in my lewe? Jy kan nie alles vir almal wees nie. Is waar wat jy sê, T.J. Mens moet leer om nee te sê. En ek wil verder gaan om vir jou te sê, jy kan nie alles vir almal wees nie. Daar is altyd 'n trade-off. Iets wat jy moet prys gee om dit wat jy wil hê te kan kry. En elke keer wanneer jy voor so 'n kruispunt staan, vra jouself, wat gee ek prys deur my tyd hieraan te spandeer? Hoekom deel ek dit vanaand met jou?
Want ek het baie tyd verloor in my lewe om my tyd op plekke te spandeer wat my energie en my geld gekos het en ook so geestelik van my geroof het. En wat het daardeur gebeur? Dit het die koninkryk verarm. Ja. Wat gee ek prys? Deur my tyd hier aan te spandeer. Is dit die moeite werd? Is dit wat ek nou kies om te doen in pas met die groter prentjie wat ek vir my lewe het? Jy koop alles wat jy kan doen met tyd. Maak seker dat dit wat jy koop in jou lewe 'n belegging is. Planne vir meer tyd. Het jy al ooit na jou oorlosie gekyk en besef dis 2:55 en jy het nog niks van jou dag, van die dinge op jou dag se lysie gedoen nie? Ek wil sommer maar net hierdie noem aan jou. Hier is 'n paar eenvoudige dinge, stappe wat jy kan doen om dit reg te ruk. As jou hele lewe soos 'n rondom talie of 'n malemele voel. Ek het dit die ander dag vir iemand gesê, toe kyk hy my net so aan. Toe sê ek vir hom, doen niks. Toe sê, wat meen jy? As jy sê, doen niks. Toe sê ek, as jy graag uitstel, probeer om vir 15 minute niks te doen nie. Probeer net vir 15 minute niks te doen nie. Jy sal so gefrustreerd raak wanneer jy daar stil sit, dat jy nie sal kan wag vir hierdie 15 minute om verby te gaan. Toe kyk hy my net so, toe sê ek vir hom en tweedens, hou die klok dop. Ja, die klok. Weet jy hoe lank sekere take neem? Hou jouself vir 'n paar dae dop. Jy sal verbaas wees hoe min tyd dit vereis om klein werkies te doen, soos om telefoonoproepe te doen. Taakies, wanneer dit uitgestel word, bou dit op en dit word 'n onmoontlike berg in jou lewe. So pas die doen dit nou reël toe op enige taak wat minder as 10 minute neem om te voltooi. Toe sê hy vir my, ja. En toe sê ek vir my, en derdens wil ek vir jou sê, gebruik jou geheetriks. Toe sê hy vir my, jy praat nou 'n bietjie te veel. Toe sê ek, hou my net so bietjie, hang net so bietjie aan die tak vas. Vir my hysteriese laaste minuut soeke na sleutels, skoene of belangrike dokumente deur hierdie items altyd op dieselfde plek te bære. Sodoende hoef jy nooit te skarrel nie. Elke keer as ek vir Karen gaan kuier, dan sit ek my sleutels iewers en dan moet Rose my help en dan is die hele huis gesoek. En hier's 'n haak wat jy by die deur al die sleutels net kan opsit. Al wat ek moet doen is as ek daar kom, hang net my sleutel hier op. Klein goedjies. Ek wil verder gaan om te sê, gebruik jou kanse of gryp jou kanse aan. Gryp dit aan. Goeie tydsbeplanning gaan oor optimisties wees. So nie alle oop tye is vrye tyd nie. As jou planne verander, byvoorbeeld as iemand 'n afspraak kanselleer, moenie in jou lewe lei wegsteek nie. Gryp in jou lewe die kanse aan
om te doen. En dan daai lysies afhandel. Hoekom het ek vanaand met jou hieroor gepraat? Hoekom praat ek juis met jou hieroor? En al hierdie goed het soveel geestelike waarde. Boeta Sissa, luister, dit het eintlik soveel waarde, dat jy en ek nie anders te kan, as om die regte besluite te neem. Moenie waar jy nou is, en as jy moeg is, dis 'n nuwe kwartaal, dis juis hoekom ek hieroor praat, moenie juis nou wil handdoek ingooi hier teen die einde van die jaar nie. Moenie wil jou eie lewe wil neem nie. Moenie op hierdie plek waar jy is te vinnig drastiese besluite te wil neem nie. Ek het geleer om net so 'n paar tree terug te gee. Net 'n paar tree. En van buitekant af te kyk en te sê, Here, hier is my planne, hier is al my goed. Ek gee dit vir U. En ek wil myself organiseer onder U hand, onder U krag. As God nie nommer 1 is nie, maak God nommer 1. En ek weet Karen gaan nou so saggies musiek speel hier agter en dis fyn, ons is feitelik klaar en ek wil graag saam met jou ook bid. Ek voel net om vanaand vir jou te sê, dis nie tyd om handdoek in te gooi nie, dis nie nou die tyd om te wil jou bedankingsbriefie te wil uitskryf nie, dis nie nou die tyd om te wil sê, ek maak klaar my huwelik, ek maak klaar in alle opsigte nie. Dis nie nou tyd nie. Wat jy nou moet doen is om tyd te maak vir jou en God alleen. Dit het tyd geword dat jy jou prioriteite weer regkry as 'n man, as vrou, as 'n gesin en by mekaar uitkom weer en sê, jy weet, ek weet, ons het aangejaag en ons het opgemors dit wat God wou gedoen het. En ons moet nou strepe trek, ons moet nou regmaak. En God wil vanaand 'n bietjie by jou kom stil staan. En hy wil met jou kom praat. Ek weet, dis nie te laat nie. En Here, terwyl hierdie man luister en terwyl hierdie vrou luister, wil ons vanaand dankie sê vir tyd. Ons wil dankie sê dat ek nog tyd het. Dankie dat ons vanaand tyd het om dinge reg te kan maak. En vanaand net so bietjie te kan kom om te hoor wat U vir ons sê deur die Heilige Gees. En vanaand wil ek nie mis hierdie kwartaal nie, ek wil nie mis hierdie seisoen in my lewe nie. En jy moet vanaand by daai plek kom. Jy wat nou luister, moet by 'n plek kom om te sê, ek gaan nie weer dit mis nie. Hierdie is my seisoen. Ek gaan my tyd reg aanwend en my tyd gaan begin om by God te begin. En dan gaan ek my prioriteite so in werking stel. En weet jy wanneer jy dit begin doen en wanneer jy jou dinge begin organiseer, dan kan 'n God met 'n man en 'n vrou begin werk. Dan is ek en jy in beweging en God werk met 'n man en 'n vrou wat in beweging is. Wat Petrus moes uit die boot uitklim. Weet jy wat? Almal het in daai boot gesit, maar Petrus was die enigste een wat gesê het, ek gaan uit hierdie boot uitklim en na Jesus toe stap. Dit vra van jou en my om 'n prys te betaal, om op te staan. Dit vra dat jy anderste te moet wees. Anderste as die ander mammas by die skool. Anderste as al die ander paas by pytjie nommer 9 en 10. Anderste as ander paartjies, ander besigheidsmanne. Dit vra van jou en dit vra van my om by 'n plek te kan kom om te sê, ek is op 'n plek om die regte besluite te neem en hierdie gaan ek nou doen deur om my tyd
tyd reg aan te wend. En dan gaan jy nie moeg word nie, dan gaan jy nie uitbrand nie, dan gaan jy nie wil opgee nie. Maar tyd is so belangrik. Tyd is so belangrik. En vanaand voel ek om vir jou te sê dat hierdie kom uit my hart uit. Hierdie boodskap is uit my hart uit om vanaand vir jou te sê. Ons kon nou geswem het, ons kon seker maar gebraai het, maar ons het gesê ons wil vanaand saam met jou tyd spandeer. Hierdie is ons tyd saam, want ek sien hierdie as God se tyd in 'n afspraak met jou. Dat jy weer op die plek kan kom as 'n man, as 'n vrou, om in jou volle potensiaal in te beweeg, om jou doelwitte te bereik, om weer die man te wees vir jou vrou, om die vrou te wees vir jou man, om die kind te wees vir jou ouers, om die bestuurder te wees by die maatskappy, om die kollega te wees na wie gekyk kan word en sê dat hierdie man vrees God. Kom ek en jy ruk ons lewens reg. Dankie Here vir 'n oomblik soos hierdie. Dankie Here vir 'n oomblik wat ons kan stil word en in ons aardse lewe ons tyd te kan uitkoop en in hierdie tyd te kan uitkoop om te kan kies en regte besluite te neem om te sê Here ek kies om vas te hou aan U en dan niks anders te nie. Here dankie vanaand vir U volheid. Dankie vanaand dat ek my lewe kan bestuur soos U wil hê, ek moet rentmeesterskap toepas. En vanaand staan ek op rentmeesterskap, vanaand wil ek as man, vanaand wil ek as vrou in die volle potensiaal in beweeg. Ek wil in die volle plan van U in beweeg vir my lewe. Ek wil nie weer mis nie. Ek bid vir jou vanaand as vrou wat moeg is, wat die pot aan die kook moet hou en moet hardloop van punt A na punt B. Jy moet kyk na jou kinders, jy moet sorg dat hulle kos het, jy moet sorg dat hulle in die bad is, jy moet sorg dat hulle klere aan hulle basse het, jy moet sorg dat hulle huiswerk gedoen is, jy moet sorg dat take gedoen is, jy moet sorg dat die wifi betaal is en jy sit dalk met 'n man by die huis wat ruggraatloos is, wat voel so hy is 'n jellyfish. Ek wil vir julle as man sê, kom ons ruk onsself weer reg, kom ons neem weer op ons volle potensiaal en ons krag wat ons in God het. Kom ons rig ons lewens in hierdie laaste semester, om te sê ek gaan God vrees, en ek gaan die man wees, wat God wil hê ek moet wees, in my huwelik, tussen my en my kinders, tussen my en my kollegas, in my werk, en ek wil die man wees, wat God wil hê ek moet wees, die vrou, wat God wil hê ek moet wees. Kom ons mis dit nie, in Jesus se naam. Ek bid vir jou vir blydskap in die Here, ek bid vir jou vir deurbraak, ek bid vir jou vir voorsiening, ek bid vir jou dat jy sal ervaar die deurbraak van God in jou lewe, en dat hierdie jou seisoen is, maak hierdie jou oomblik. Maak hierdie jou seisoen. Sê dankie vir God vir hierdie tyd, en wend jou tyd reg aan. Begin en eindig by God. Lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier. Dit was lekker gewees en ek gaan vir jou sê môre aand wil ek saam met almal bid vir die gebedsversoeke. En ons gaan saam bid en as daar gebedsversoeke, stuur dit solank in en môre aand bid ons vir elke gebedsversoek en so trou die Here ook so vir jou wonderwerk deurbraak oomblik. En weet dat ons saam met jou bid en saam met jou staan in die geloof in hierdie aanlyn kerk om te sien dit wat God doen. Ek raak so opgewonde as ek sien hoe mense se lewens verander en hoe dat deurbrake kom in wonderwerke. Dankie ook. Ek wil vra vanaand terwyl ons so saam is, wil julle nie saam met my stem? Renier wat ook so op Facebook is nie wel nie. Sy gesondheid, hy het al oor die 1000, ek dink 1200 dialyses gehad. Renier is my boeta. En gisteraand sit ek in Karen nie en dit is so in ons harte wat ons sê, Here, ons bid vir Renier. En vanaand wil ek vir jou ook Renier terwyl jy hier sit en ons is 'n paar duisend wat vanaand saamstem vir jou vir krag en vir jou ook vir genesing. Ek wil dankie sê, Here, vir hierdie man en sy vrou. Here, vir die werk wat hulle doen op hierdie aanlyn kerk. Here, ek bid vir hom in sy gees. In sy vlees, in elke faset, bid ons vir Renier, Here,
Dis nie die einde nie. Dankie vanaand, Here, dat ons hierdie man na U toe kan bring en ons lig hom vanaand op. En ons sê vanaand dankie vir U deurbraak, ook in Renier se gesondheid en ook in sy gebedsversoek. Dankie dat ons vanaand, Here, so na U toe kan kom. Ons kom in eenvoud soos kindertjies. En ons bring hierdie Boeta vanaand. En ons roep vanaand U beloftes oor sy lewe uit. Ons roep vanaand krag oor sy lewe uit. En ons bid ook so vanaand vir hom 'n soete nagrus in Jesus se naam. Mense, dit was nou lekker geweest om vanaand saam met julle te kuier. Kyk hy kole. Kyk net daar, kyk net daar. Hy kole lyk mos nou, of hy mos nou sê hy soek ietsie. Hy soek ietsie daar. So ek gaan nou soos 'n lekker waan water toe gaan, en dan gaan ek daar in die water lê. Julle moet 'n lekker aandjie hê. Ek kyk uit om môre aand. Ja, nou gaan ons braai. Kyk uit om môre aand tussen 8 en 9. So saam met jou te kuier. Dankie vir julle wat vir ons bid. Dankie vir jou ondersteuning vir die aanlyn kerk. Dankie vir net dat my naam op jou gebedslysie is. Ek waardeer dit. In Jesus se naam. Mag julle 'n lekker aand hê. Sien julle môre aand. Môre aand. Tussen 8 en 9. Ons gaan lekker saam bid. Julle is kosbaar. Moet nooit die leuns glo. Moenie dat die omstandighede jou definieer nie. Moenie dat die stemme van mense en omstandighede jou stem stil maak nie. Was vanaand baie lekker geweest om saam met jou te kuier en sien uit om môre aand saam met jou te kuier. Kom ons bly bidtend en het 'n verwagting ook in ons harte vir dit wat God ook so in ons lewens wil doen. God bless. Sien julle môre aand. TikTok, YouTube, Facebook. Lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier. Hierdie boodskap gaan nou op ons groepe kom en ek gaan weer probeer om hom te download en om dan op die ander platforms ook te plaas die video. Lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier. Goedheid en guns. God bless. God bless.